Welkom by reeks 4 van Projek Aardwolf. Julle vang my eintlik op 'n slegte tyd. Ek het gehoop om vir julle 'n goeie storie te vertel oor hoe mooi die Kalahari is. Ons is diep in die Kalahari, maar soos dinge nou uitgewerk het, is die storie 'n bietjie anders die volgende 2 weke, want nou draai die storie meer om die rooi trok en hoe dit gekom het, nie net dat die lug gebreek het en ons wêreldbeker horingkies verlep het nie, maar hoe dit gekom het dat iemand se kop deur die vooruit is van binne af, dat die kar vol bloed en glas lê, dat die agtersitplek mors afgebreek is, dat die vering hier onder die wiel gebreek is en ag, julle rits ander goed. Julle sal my nie glo nie, so julle sal maar moet kyk na die storie. Maar laat ek by die begin begin. Met 3 maande af tussen die 2 reekse staan my kop na die land van die rooi duine. Tyd vir 'n mannetrip. En ek ken nie 'n beter gids vir die wêreld as my vriend en mede-filmmaker Dick Vorendyk nie. Eers val ons vas vir 'n paar dae by die Molopo Natuurreservaat. Dan maak ons 'n darm uiteindelik tot by Rooipits in die Galagadi. Maar ons eintlike mikpunt lê net buite die nasionale park. Ek wil graag 2 van die legendariese families uit die wêreld se stories hoor. Maar net so deel van die Kalahari, as al hierdie mooi prentjies, is 2 familiegroepe. Die Lerisjes, wat vir meer as 60 jaar lank die Kalahari Gemsbok Park deestaan in die Galagadi bestuur het. En ook die Kruipers, wat die laaste familie was om die park te verlaat, van die Boesmans. Nou, om die Lerisjes op te spoor was maklik. Oom Elias se aftreehuis is op Appington, maar meeste van sy tyd spandeer hy hier op sy aftreeplaasie so 60 km buitekant die park. En hulle is gawe boeremense. Ons ekspedisie val in die skoolvakansie en ons tref dit gelukkig. Amper al oom Elias se kinders en kleinkinders is op die plaas om te kom kuier en te kom jag. Dis danksy die Lerisjes dat die Galagadi oorgrenspark vandag bestaan. Kyk, destyds het my pa en sy swaar om Willie Rousseau het hulle besluit, maar hulle moet die plek as 'n nasionale park laat proklameer. Toe het hulle vir ou minister Piet Grobler genooi om vir hom te wys hoe jag die mense in die Nosop op, toe het hulle hom op 'n tog op die Nosop opgevat. En hy het toe vir hulle beloof, as hy terug is, sal hy sorg dat dit as 'n nasionale park geproklameer word. Die park is toe in 1931 geproklameer, met oom Elias se pa se broer as eerste parkhoof. En vir die volgende 60 jaar was al die parkhoofde Lerisjes, selfs aan die Botswana kant. Jy sien, hulle het eers my pa se broer aangestel. Toe was hy van 31 tot 34 jaar, toe sy dood aan malaria. Toe vra hulle my pa, toe sê hy sal hulle help tydelik tot hulle iemand gekry het. Maar die tydelik het toe 34 jaar geword. En terwyl my pa parkhoof op Perevier was my broer veldwagter op Matamata. Ek op Nosop. Toe my pa aftree in 70, toe het my broer afgekom, 2 toe vir parkhoof, en toe hy oorlede is in 80, het ek afgekom. Ek onthou, jy weet, die lekkerste ding vir ons as kinders, is dat ons, veral in die wintervakansies, het ons huis toe gekom en dan het my pa hulle, want 'n groot deel van sy werk was maar om die park te patrolleer vir wildstropers. En ek onthou in daai jare, dit was voordat die Botswana gedeelte van die park kommersieel ontwikkel was. En op daai stadium met die Botswana regering het die Nasionale Parkraad 'n nominale fooitjie betaal per jaar om dit namens hulle te patrolleer en te bestuur. En as ons in die wintervakansies huis toe kom, was dit nou maar een van my pa's geskeduleerde patrollies. Dan sal ons vir 'n week of vir 10 dae sal ons saam met hom veld toe ry. En dit was baie lekker, want hy die veld verskriklik goed geken. Jy weet, daai dele was nie amptelik gekarteer nie, en daar was nie regtig, daar was mos nou nie GPS'e gewees nie, en hy het nooit 'n kompas gebruik. So ons sou altyd, hy sou op 'n hoë duin uitry, en dan sal hy sê, weet jy, ons moet nou in daai rigting ry, en dan sal ons oor 2 dae,
sal ons by Sizatwe wees, of sal ons by daai plek wees. En as ons nou maar so van hoë plek tot hoë plek ry, en hy sal die plekke so kyk, soos wat hulle nou maar oor die jare leer ken het. En dan na so 'n week in die veld, dan sal ons omdraai. Partykeer vang jy wildstroopers, ander kere is dit maar net 'n roetine patrollie. En dan na 'n week het draai ons om, dan sal hy weer op 'n hoë duin uitry. En dan sal hy sê, ons moet nou, as ons in daai rigting ry, dan sal ons oor 3 dae by die huis wees. En ons het nooit 'n kompas gebruik of 'n kaart gebruik of so iets, en dan na 3 dae is jy by die huis. So hy's 'n veldmens, hy het die veld verskriklik goed geken. Ek dink hoekom ek wil amper vir jou sê, ek sê vir jou geblinddoek in die Kalahari rondry. Jy moet onthou, ek het baie saam met my pa met 'n waandonkies in die park gery. Ek het baie met hom kamele saam patrolleer. En jy weet, dan het jy baie tyd om rond te kyk en wat aangaan. Baie nagte leeu's by is gekom. Ek onthou een aand was ek nogal redelik onstuimig. Toe sê my pa vir my man, lê net stil, goed sê jy niks maak. Hy het altyd so by die voorwiel van sy kar geslaap. En ek het altyd langs hom, en dit het later, toe ek nog groot, toe ek dieselfde, ek slaap by die voorwiel van my kar. Niks het met leeu's al naby ons gekom in die nag. Hulle het al tussen die beddens kom lê, vir ons nog nooit gemolesteer of iets nie. En my pa het altyd vir my gesê, leeu is 'n gentleman, as jy wil vang, sal hy vir jou wys. Dit was die dae toe mans hier nog mans moes wees, wat die leeuloop kon doen. Want soos ons weet, is die Kalahari leeu's selfs vandag nog regte leeu's. En dis waaroor baie van die stories gaan. Jy weet, ek het altyd geglo, dat my pa het nie 'n bang haar op sy kop nie. Hy was absoluut 'n veldmens. Jy weet, ons het eenslag hier op die Wesgrens uitgery. Toe kry ons 'n plek waar hulle leeu's geskiet het, lê die geraamtes. Toe sê my pa van ons net hier staan. Hy wil net op die duin uitloop en kyk of hulle leeu's so toe geskiet het. En toe op die duin uitstap, toe storm die leeuwyfie. Sy was deur die pens geskiet. So kaalrooi en het net so in sy spore gestop as sy hoed afgehaal. Toe het hulle seker mekaar so vir 4-5 minute mekaar gekyk. Toe die wyfie so teruggestap, toe stap hy ook terug. Die kar kom te vra ek vir hom, pa, kom het pa so hoed afgehaal, het pa gebid? Toe sê hy, nee, ek wou deur die bek slat, wat anders kon ek doen. My pa het nog so 'n ou dartgeweer gehad wat met hierdie .22 slagtoppies werk. So hy het nie baie ver geskiet nie. Seker omtrent so 5-7 meter moes jy van die luiperd afkom om hom te pyl. En dis 'n redelike 'n vinnige ding op baie kort afstand. Ek weet nie van 'n voertuig wat hom kan wegry sonder dat jy nie ergens seer kry nie. En ons kom so naby en die toevallig is die luiperd aan die oom se kant en my pa sê vir hom, Leon, draai af die ruit. En hy draai die ruit af. Maar weet jy, toe die skoot klap, toe sit soos 'n bondstreep wat deur die lug kom. Hy slat hier teen die cruiser vas, die glasstukke van die spieëls, hy ruk dit af. Dat daai oom so winde los, dat my pa vir hom sê, nee, magtig, Leon, jy moet nou 'n slag uitklim, dat hierdie reuk uit hierdie bakkie uit kan kom. So, ons het 'n paar lekker sulke stories gehad. Vir die kleinkinders is die plaas die paradys en oupa Elias almal se held. Maar hulle ouers het in die regte Eden groot geword. Wat ek gewoonlik onthou is die diere wat my pa, soos klein leeuwelpies of luiperds, jagluiperds, wat hy huis toe gebring het, wat ons moes half aan die lewe hou tot hulle vir hulle self kon jag. En dan het ons hulle weer vrygelaat in die natuur. Wat het julle gesoek? Ons het 2 jagluipertjies gehad. Ons het leeu's gehad, ons het 'n bobbejaan gehad. Ons het op 'n stadium 'n aapie gehad. En dit was vir ons almal baie lekker. So terwyl dit by ons was, het ons met hulle gespeel amper soos troeteldiere. Die leeu's was nou nie so mak nie, maar die jagluipertjies het my kokatiel opgeëet. Maar dit alles verklaar nog nie hoekom die rooi trok nou flenters is nie. Hier's genoeg gras hier binne om 'n kudde beeste vir 'n jaar in die gang te hou. Want net so deel van die Kalahari as die ware mans en die wilde leeu's is kameeldorings en suurgras.
en natuurlik Boesmans. En dis die hartseer storie wat ek eintlik wil vertel. Maar wag, ek loop myself vooruit. Johan, die laaste klompie Boesmans wat in die park was by 7 panne vasgekeer. Toe die sammas en goed opgeraak. Toe was dit nog park, toe kon hulle nie terugtrek nie. Hulle sou almal daar gesit te dood. Toe het my pa hulle daar gekry. Hy het hulle toe 2 riviere toe gebring. Hulle, die Boesmans is amper deel van ons maar gewees. Maar saam met hulle groot geword. 'n Nasionale park is 'n wonderlike ding, vir die diere en vir die toeriste, maar nie vir die mense wie se jagvelde dit vir eeue lank was nie. Jy weet, op 2 riviere en selfs in die Boesmans was daar baie groot jagdruk gewees op die park. Vandaar is het self by 2 riviere gebly het. Toe die raad besluit, maar hulle moet dit stop of hulle rantsoene en goedjie, en vleis en goedjie. Weet jy wanneer dit moeilik beginne word? Toe die mense begin geld ontdek, dan het hulle biltong gemaak, rieme goed, en laat hulle gaan verkoop. Dit het 'n besigheid geword. Dis nie meer net om te oorleef. Ja, dis waar die probleem gekom het. As hulle net om te oorleef geëet het, sal nooit 'n probleem gewees het. En volgens parkwet moes die Boesmans toe uit die park uit. Buitekant het hulle deur die jare verspreid geraak en erger nog vervreemd van die duineveld en hulle oerou tradisies. Maar met behulp van 'n Kaapse prokureur het die laaste van die Boesmans wat destyds uitgesit is, die Kruiper-familie, met 'n suksesvolle grondeis kon terugkom tot net buite die park. Met beperkte toegang tot 'n deel van die park waar die toeriste nie mag kom nie. Maar vir die oorlewing van die Boesmans as 'n nasie is dit na alle waarskynlikheid reeds te laat. Ek is Andri Steenkamp, ek is afstammeling van die Aunu-familie van die Suidelike Kalahari. Die Boesmans het in hierdie Kalahari groot geword, gebore en geleef van die veld. Ongelukkig in 1931 het die park geproklameer en onderwyl die park geproklameer is, is dit nie meer moontlik dat Boesmans eintlik in die park, dit was nie meer gesond om die mens en diere in die park aan te hou nie, maar nogtans het hulle 'n lang pad nog saam aangekom in die park tot tyd en wel 1956. Die 56 is die Boesmans uit die park uitgesit en daar het nog so 'n paar agtergebly, die Kruiper-familie wat nog daar gewerk het in die park, so hulle het nog agtergebly, die anders is uitgesit. Onderwyl hulle uitgesit is, het hulle maar in die plase ingevaar omdat hulle moet eet, maar hulle kon nie van die oudtydse lewe kon hulle nie meer voortgaan nie, want hulle kan nie op die ander mense se plase jag nie. Met ander woorde, hulle kon nie kos versamel nie. Met ander woorde, hulle moes toe nou werkers word, onder andere breinmense en blankes op plase. Sodoende het hulle aanvaar hier in 1970 dat die Boesmans het almal uitgesterf, daar is nie meer van hulle oor nie, hulle leef nie meer nie. Maar in 1992 het Royal Channels die Kruiper-familie in die Kagakama-berge ontmoet en die lewe op 'n regopstaan nog David Kruiper se pa. Dit was die leier van die groep daar. Die ander mense wat agtergebly het hier, wat nie Kagakama toe gegaan het nie, het gewoonweg modern begin lewe. Hulle het nie meer van die veld geleef nie, hulle het nie meer gejag nie, hulle het nie tradisionele klere meer gedra, maar van hulle het nog die ou taal gepraat. Hulle het ook in 1970 die taal dood verklaar. Maar nadat Tony Truill en van die navorsers weer opgekom het na 1970, het hulle ontdek dat die taal nog bestaan. Met ander woorde, daar is nog Boesman mense wat die taal kan praat. Met ander woorde, wat nog leef. Sodoende het die Boesmans van die Kruiper-familie in die Kagakama-berge begeerte gehad om terug te kom daar waar hulle gewees het. Onderwyl hulle dit probeer, was 1990 eintlik 'n goeie tyd toe Nelson Mandela uit die tronk uitgekom het. Daarvandaan het dinge begin beter raak. In 1994 het ons besef dat ons kan 'n grondeis indien en sodoende grond verkry in die omgewing waar ons groot geraak het en waar ons gebly het. Die Suidelike Kalahari Boesmans het toe besluit dat hulle saam sal staan en grond sal soek sodat hulle op hulle eie grond, hulle eie voete kan sit op die manier hoe hulle graag wil lewe. Dit het lank geneem, tot 1998 is daar eers 'n onderhandelingsgroep uit die Boesmans gestig en sodoende het ons begin uitkyk na ander grond in die omgewing en ons het toe ontdek dat
ons eis was mos in die park, maar omdat die park geproklameer is, kan jy nie, kon die eis nie geslag het nie. Hulle wou ons toe buitegrond gee, maar hulle het ons toch 50.000 hektaar in die park gegee in die begin. En Muur het ook toe 'n eis ingedien en die 50.000 hektaar is gedeel tussen die gemeenskap van Muur en die San gemeenskap. So die onderhandelinge is begin en ons het in 1999, 21 Maart, het ons is die eerste 6 plase afgegee, geteken deur die president Thabo Mbeki. Sodoende het ons nog nie op die plase begin bly nie, maar in 1999 laat was ek een van die eerste persone wat my gevestig het op Witdraai, wat een van die plase was wat aan ons toegeken is. Sodoende het mense daar nou ingetrek en begin woon op die plase. Ek dink dit was eers ek en toe David hulle wat ingekom trek het by Witdraai en toe Ouma Rooi hulle wat uit Appington se kant uit gekom trek het, uit Swartkop se kant uit na die grond toe. Ons was die eerste mense wat eintlik die grond bewoon het. En 31 Augustus 2002 is die parkonderhandeling afgehandel en geteken en aan ons gegee. Dit was 'n luisterryke geleentheid, maar niemand was so trots soos oom David Kruiper nie. Sy pa, oupa Regopstaan, is intussen oorlede en hy was nou die kalbasdraer vir sy stam. En so het hy weer die rooi sand onder sy voete kon voel en weer in sy pa se rooi huisie kon gaan slaap. En toe kom ek terug en daar terugkom, toe kom ek met my pa Regopstaan wat hier siek gelê het en hier gedood het. Toe kom sê hy vir my, ek moet nou tyd wat ek moet opstaan en gaan aan die grond terugvra. Dus daar waar ek aangekom het, had ek na die parlement toe gegaan het Kaap toe en die klag op die tafel, de grondeis op die tafel neergelegd. En is vir oom David wat ek en Diek kom soek het. En dis hoe die rooi trok en oom David se kroonprins amper saam op hulle einde gekom het. Maar dit is volgende week se storie. Net hierna vertel Quentin wie ons eerste weekwenner is vir hierdie reeks.